Die kompetisie het in 1980 begin, maar boeremusiekkompetisies as sulks het veel vroeër as dit begin. Ons wil graag vir u so 'n oorsig wys van boeremusiekkompetisies, ook van ons kompetisie, maar ons wil ook melding maak van die ander kompetisies wat begin het voor 1980, voordat ons kompetisie begin het. Kom ons kyk bietjie daarna. Die 1980 Boereorkeskompetisie met die aanbieder Dani Smuts. Goeienaand Suid-Afrika, goeienaand en baie hartlik welkom by hierdie geskiedkundige en landwyse boereorkeskompetisie. Die 1982 Boereorkeskompetisie met Dana Niels. Goeienaand en baie welkom. Baie welkom by hierdie laaste op 'n sekere kragmeter. Nee, dis nie so ernstig. Die 1984 Boereorkeskompetisie met Tafike Kilos. Goeienaand en vriendelike welkom hier by ons waar ons vanaand begin met die derde ronde van 1984 se Boereorkeskompetisie. Die 1988 Boereorkeskompetisie met Ollie Viljoen. Goeienaand en baie welkom in Atelier 5 waar 1988 se Boereorkeskompetisie vanaand begin. Die Boereorkeskompetisie word in 1941 op die B-stasie of die Beesstasie, soos wat algemeen bekend was, in die lewe geroep, vermoedelik deur Jan Pool. As gevolg van die oorlogsjare was daar slegs 'n beker wat aan die Wenorkes toegekend is. Wenners van die radiokompetisie was onder andere die Vega Orkes van Pretoria in 1941, Hansie van Logrenberg in 1942 en Nico Carstens in 1952. Die radiokompetisie loop egter dood in 1954, die jaar toe Freddie Fisher as die wenner aangekondig is. Met die koms van televisie in 1980 besluit die bestuurder van ligte vermaak en verskeidenheid om weer eens 'n boereorkeskompetisie op die been te bring. Daar was egter net een probleem. Niemand het geweet waar die beker was nie. Mevrou Myra Fisher het toe laat weet dat die beker in haar besit is, omdat haar man, meneer Freddie Fisher, die laaste persoon was wat die beker gewen het. En huidiglik is die beker in die besit van Bani van Wyk. Ja Simon, ek sien daar staan jy met die beker wat hulle sopas van gepraat het hier in die insetsel. Ja, en hierdie beker het 'n lang geskiedenis, man. Hier staan 1941 die Vega Orkes van Pretoria, dan se Hansie van Logrenberg in 1942, Nico Carstens in 1952. En dan hieronder is daar, sien ek, 1980 Niels Matthys en Dirkie Smit in 1983. En so gaan hy aan. Nou wonder ek wie gaan hom verjaar wen. Ollie, dit is 'n oop vraag. Dis 'n oop vraag. Ollie, daai insetsel wat ons nou daar gesien het, daar het 'n man klavier gespeel. Hy lyk soos jou seun. Hy trek baie op jou. Was dit jou seun? Dit was ek 20 jaar, amper 20 jaar, 19 jaar gelede. Ek het eintlik veel verander vir my nie. Nee, maar dis as jy op 'n afstand kyk.